Twee verdunde sure met gelyke konsentrasies word in aparte proefbuise gevoeg. Stelling 1. Die pH van elk is kleiner as 7. Is dit waar of is dit vals? HCl is soutsuur en CH3COOH is etanoosuur. Beide is sure, so beide sal 'n pH hê wat onder 7 is. Soutsuur is 'n sterk suur, terwyl etanoosuur 'n swak suur is. Die pH van die soutsuur sal dus laer wees as die van die etanoosuur, maar beide sal 'n pH hê van onder 7. Stelling 1 is dus korrek. Dan is ons by stelling 2. Beide sal teen dieselfde tempo met 5 gram magnesiumpoeier reageer. Nou in die geval van soutsuur weet ons dat magnesium reageer met soutsuur en dan vorm daar magnesiumkloried plus waterstofgas. So ons kort 'n 2 daar is hy gebalanseerd. Net so gaan magnesium reageer met etanoosuur en dan vorm daar magnesium asetaat plus waterstofgas. Ons kort 'n 2 daarso. So in beide gevalle reageer die metaal met 'n suur om 'n sout en waterstofgas te vorm. Wat gaan die reaksietempo bepaal? Wel, die konsentrasie van die hidronium-ione. Sterk suur, hoë konsentrasie hidronium-ione. Swak suur, lae konsentrasie hidronium-ione. Met ander woorde, in die geval van soutsuur gaan daar 'n hoër reaksietempo wees en met die etanoosuur 'n laer reaksietempo. So hierdie stelling is onwaar. Stelling 3. Beide sal dieselfde aantal mol natriumhidroksied neutraliseer. Ons eerste reaksie. Soutsuur reageer met natriumhidroksied en dit vorm natriumkloried plus water. So 1 mol soutsuur reageer met 1 mol natriumhidroksied en dit vorm 1 mol natriumkloried en 1 mol water. Neutralisasie, 'n suur reageer met 'n basis. Nou vir die tweede reaksie gaan etanoosuur reageer met die natriumhidroksied en dit vorm dan natriumasetaat CH3COONA en water. So 1 mol etanoosuur reageer met 1 mol natriumhidroksied en dit gee vir ons 1 mol natriumasetaat en 1 mol water. Nou in hierdie betrokke vraag is die volume dieselfde en die konsentrasie is dieselfde. En jy onthou die aantal mol is die konsentrasie maal met die volume. So as die konsentrasie dieselfde is en die volume is dieselfde, dan gaan die aantal mol dieselfde wees. So die aantal mol soutsuur en die aantal mol etanoosuur is dieselfde. En die verhouding waarin die suur met die basis reageer is in beide reaksies 1:1. Met ander woorde, stelling 3 is waar.